Goeiemôre almal. Van die nuwe mense het gevra of ek nie net 'n kort oorsig sal doen oor Pessach, Passover, soos ons dit in die ou taal geken het, Paasnaweek en die kruisiging van Jesus. So ek gaan net 'n kort oorsig doen en hierdie oorsig, omdat ek dit nie lank wil hê nie, gaan ek vir julle skrifte gee, want dit is baie belangrik dat julle in die woord van God gaan lees, waaroor die feeste gaan. In die eerste plek wil ek sê, in Genesis 1 vers 14, toe God tyd geskape het, as jy kyk op die Hebreëse sleutelwoorde, is een van die dinge wat God in tyd gesit het, appointed feast times. Hierdie is die 7 feeste van Jesus Christus, nie van die Jode nie. Dis in Genesis 1 vers 14 reeds daar geplaas. So hierdie appointed feast times meen, hier is 7 feeste wat alles gaan oor Jesus en oor die verlossing en oor ons ewigheidslewe. En dit is tye wat God elke jaar 'n afspraak met ons het. Appointed time, appointment, afspraak. En dan moet ons na hom toe gaan en ons moet volgens die woord leer hoe ons hierdie feeste moet vier. Want 4 van hierdie feeste het reeds in vervulling gekom. Die kruisiging, ongesuurde brood en eerste vrug wat ons nou gaan vier. En dan Pentekost, wat Shavuot is in Hebreëus, wat die uitstorting van die Heilige Gees is, dit het reeds in vervulling gekom, ons ken dit as Pinkster, en dan die laaste feeste, the Feast of Trumpets, Yom Kippur, en dan ook die Feast of Tabernacles, wanneer Jesus weer terugkom. Daai laaste 3 feeste het nog nie op aarde gebeur nie, so ons almal wag vir dit. Maar as ons kyk na Exodus 12 toe, waar God hierdie hele fees van Passover beteken, jy stap van een plek af oor na 'n ander plek toe. Die Israeliete was in slawerny in Egipte, en God het gekom en gesê hy wil hulle verlos, en Moses het gekom. Hier lees ons dit in Exodus 12, bestudeer daai stuk, waar hy gesê het die laaste plaag, wat God gaan bring om Farao sy volk vry te laat gaan, is die dood van die eersgeborene. Maar Jesus is ook die eersgeborene van God, ons Vader. Nou, wanneer julle gaan lees oor die feeste, Levitikus 23, Numeri 28 vers en 29, Deuteronomium 16, Exodus 12, is in die Ou Testament al die skrifte. Nou ja, as ons kyk na die Nuwe Testament, dan kyk ons na 1 Petrus 1 vers 18 tot 21, Johannes 12, wat baie belangrik is as ons kyk na die hele kruisiging, Matteus 26 en 27, Lukas 23, Markus 15 en Johannes 19. Dis baie nodig dat ek en jy kyk na wat die woord van God sê oor hierdie feeste. En dat ek en jy besef, hierdie is nie Joodse feeste nie, is die feeste van Jesus, en die Nuwe Testamentiese kerk het dit gevier. En Pessach, dit wil sê Passover, is die belangrikste en word die meeste genoem in die Nuwe Testament. So wanneer ek en jy, die Here sê Nisan 14, in Exodus 12 sê hy, hierdie is die begin van al die jare. Dit is wanneer ons praat van God se kalender. Dis wanneer God tyd ingestel het. Nou, ek wil nie ingaan op hoekom is ons op 'n Gregorian kalender en hoekom nie, maar dis hoekom ons maandeliks bid in die Hebreëse maande, want dit is God se tyd op aarde, dis wat hy op aarde gegee het vir ons. Maar wanneer ons kyk na hierdie fees van Pessach, dan moet ons weet, hierdie gaan alles oor bevryding. Kom ons kyk na die simboliek. Ek gaan net 'n bietjie daarvan vir ons lees. Hierdie fees is letterlik van die 14de van Nisan begin dit, en die 21ste stop dit.
Nou die fees is die kruisiging, dan is daar ongesuurde brode en dan is daar die eerste vrug. So ek gaan net kortliks 'n bietjie hier aanraak. Moses het gekom, God het vir Moses gesê elke Israeliet moet 'n lam slag. Hierdie lam is 'n verwysing na Jesus, die lam van God wat vir ons geslag word. En dan heel eers, daai lam word geslag, dan word die bloed aan die deure gesit. Nou daai deure, ons altaar is ons hart. So daai bloed word letterlik aan ons hart geplaas as 'n Nuwe Testamentiese kind van God. Maar in die eerste viering van Pesach het hulle dit aan die deur gesit. Nou die woord sê daar dat wanneer die doodsengel gesien het die bloed was daar, het hy verbygegaan. Dit was hulle beskerming. Maar 'n baie belangrike ding in die Hebreëse konteks beteken dit nie, daar het hulle wat hulle noem 'n threshold covenant, waar wanneer iemand oor hulle huis, in hulle huis inkom, dan is hulle daar onder die beskerming van die huiseienaar en die beskerming waaronder die huiseienaar staan. So in die Hebreëse konteks beteken dit nie net die bloed is aan die deur wat hulle beskerm nie, maar ook dat God ingenooi word en deel word van daai huishouding. En dis vir my so belangrik. Kom ons kyk na Jesus. Hy is vir ons gekruisig, geslag as die lam en sy bloed het vir ons die deur geword. So waar hulle die deur moes verf met die bloed, die woord van God sê Jesus is die deur. So heel eerste wanneer Jesus gekruisig word, is daai bloed wat gevloei het, wat ons in die verbond met God inbring. En dit is hoekom die kruisiging so belangrik is daar. As ons kyk daarna, dan besef ons ook dat die woord sê, veral in Johannes, in Exodus 12, sê die woord daar baie belangrik, dat niemand wat nie in 'n verbond met God was, kon die Passover meal geëet het nie. Wat beteken dit? Dit wil sê, jy moet gered word. Ek en jy is nou verbond met God. Ons het die sirkumsisie van die hart vandag, maar ons is in 'n verbond met God en daarom, eers na ons in 'n verbond met God is, word Jesus die brood van lewe vir my en jou. So niemand wat nie in 'n verbond met God is, kan deel aan hierdie Paasfeesmaaltyd nie. Want Jesus, wat ons ewige maaltyd is, wat hierdie wonderlike verbondstekens vir ons gegee het, wanneer ons dit vier, die brood en die druiwesap, dis net as jy in 'n verbond met God is, dat jy dit kan gebruik. Ons moet weet dat in die Midde-Ooste, in die Ou Testament, die konteks waar hierdie goed gebeur het, is die offers gebring by die threshold, die ingang van elke huis, wanneer hulle oor daai ingang van elke huis gegaan het. Dit is waar hulle offers gebring het. En dit is hoekom Jesus die deur, die bloed moes geverf word aan die deur. Deur dit te doen, het ons Jesus ontvang en het hy vir ons die deur geword na ons volgende ewigheidsdimensie tot in alle ewigheid. Nou as ons kyk na die hele plek waar Jesus ingeskakel het, hierdie lam moes sonder 'n vlek of 'n rimpel gewees het. Ons weet dat Jesus is oorgelewer om gekruisig te word, en daarom was hy deur die Sanhedrin en Pilatus en al daai goed wat ons kan lees in Johannes 19, is hy ondersoek. Ook Johannes 12. En hier kom in Johannes 12 waar hy ingekom het, waar hy ondersoek is, kom Pilatus in Johannes 19 vers 4 en sê, hy het geen fout nie. So hierdie lam moes sonder 'n vlek gewees het. Nou in die Ou Testament met die Israeliete toe hulle nog die offers gebring het. Onthou van Exodus 12 af, hoeveel lammers dink julle is geslag tot Jesus gekruisig is? En elke een was 'n profetiese aksie om te sê, die lam van God sonder vlek of rimpel gaan vir ons sterf, wat nou reeds in vervulling gekom het. En dan kyk ons na die manier wat die Israeliete het moes doen. Hulle moes daai lam slag en dan moes hulle hom oopvlek, letterlik
met die armpies uit buite toe, wat ook dan nou 'n teken van die kruis is. Al die simboliek is net eenvoudig so wonderlik as ons daarna kyk. Ek wil nie te veel ingaan op en 'n preek maak daarvan nie. Ek gaan Sondag wel daaroor praat. Maar kom ons kyk net gou na die skaduwee en die vervulling van Jesus as ons Pesach lam. As ons kyk in die Bybelse tyd, die lammers vir hierdie fees is groot gemaak, is geteel in Bethlehem. En dan is hulle van Bethlehem af na Jerusalem toe gevat, na die tempel toe om geslag te word. Jesus, die lam van God, was gebore in Bethlehem. Bethlehem is in Hebreëus ook, beteken die brood, die huis van brood. Jesus is die brood van die lewe, wat gebore is in Bethlehem, die huis van brood. En as ons kyk na die een gedeelte van die fees, wat die ongesierde brood is, dis 'n profetiese aksie, hulle moes alles, as jy kyk in Exodus 13, dan vers 7, kan 'n mens sien, dat hulle mag glad nie enigiets geëet het met suurdeeg nie, want in die Nuwe Testament, in Korintiërs, kom Paulus en hy sê vir ons hier, dat ons moet versigtig wees vir die suurdeeg, wat dan sonde verteenwoordig het daar. En dit is hierdie plek van ongesuurde brode, is ook die plek voor Jesus gekruisig is. Matteus 21, waar hy ingekom het in die tempel in, en waar hy die tempel skoongemaak het, en daai tafels omgegooi het, en al daai tryding wat daar plaasgevind het, wat die tempel ontreinig het hy omgegooi, so die tempel is skoongemaak. Dit is my en jou se tyd, wanneer ons hierdie fees vier, wat ons vir die Heilige Gees vertrou, om alle verkeerde goed in ons lewe vir ons te wys, dat ons dit kan bely en kan regmaak. So elke jaar is 'n geleentheid van heiligmaking en reiniging, soos wat ons hierdie fees saam met Jesus vier. En dan 'n baie belangrike plek aan die kruis weet ons, dat in Exodus 12, wanneer die eerste Pesach ingestel is daar 'n opdrag gegee, geen bene van hierdie lam mag gebreek word nie. Nou weet ons, Johannes 19:31 tot 34, sê dat Jesus, niemand het Jesus se bene gebreek nie, en in die Romeinse tyd was dit 'n gebruik dat die bene gebreek is, om die mense vinniger te laat sterf. En dan 'n belangrike ding, die bloed aan die deurposte. Ons weet dat Jesus dit aan ons harte word die altaar van Jesus. En dan Israel het uit slawerny na vryheid gekom deur die bloed van die lam. Ons het die oomblik toe ons Jesus as ons Heer en Meester aangeneem het ons sy offer aangeneem om ons vry te maak van die Egipte in ons, van die vloek van sonde, vrygemaak van die slawerny in die hand van die vyand. En dan so wonderlik, dat ons elke jaar hierdie fees kan vier, want elke jaar het ons die geleentheid om uit dankbaarheid vir Jesus te vier, dat hy die prys vir ons betaal het, want ons self kan dit nooit doen tot in alle ewigheid nie. Hulle het in die tempel die lam vasgemaak op die altaar voor hy geslag is. Jesus was vasgemaak op die kruis. Die lam is 9:00 in die oggend is hy vasgemaak op die altaar. Jesus is 9:00 die oggend aan die kruis vasgemaak. 3:00 die middag het die hoëpriester die lam in die tempel geslag en gesê, dit is volbring. 3:00 die middag het Jesus sy asem uitgeblaas en gesê, dit is volbring. Hoe wonderlik is dit net nie? So wanneer ons die kruisiging vier, is dit met 'n diep dankbaarheid om te weet, dat hy het vir ons die prys betaal. Nisan die 14de begin môre, so ons vier die kruisiging van Jesus. En dit het hulle genoem in die Ou Testament is 'n high Sabbath. So hulle het gevas daai dag. En dan die 15 tot die 21ste is die unleavened bread. So na Jesus gesterf het hy vir ons op 'n plek gebring waar ons kan repent oor ons sonde. En dis hoekom hulle as 'n profetiese aksie die ongesuurde brode gedoen het. Ons in die Nuwe Testament doen dit. Daar's baie mense wat tot vandag toe nog dan niks met suurdeeg in eet nie,
maar ons kom daagliks voor die Here en vra hy moet vir ons wys, wat is nou ons lewe wat nie vir hom behaaglik is nie. Dan die 17de en die 18de is die First Fruit dag. Wat 'n voorreg om te weet dat Jesus het die offer geword, hy het die dood oorwin, maar toe hy opgestaan het, was hy die eerste vrug. Nou as julle gaan lees oor hoe eerste vrug mee gedeel word, hierdie is 'n kragtige offer wat ons vir die Here bring. Hy eerste vrug word na die priester toe gebring en dit word as 'n wyfoffer voor God gedoen. Jesus was op die kruis 'n wyfoffer tussen hemel en aarde voor God gewees. Maar die krag van die eerste is, wanneer ons God eer en sê, Here, hierdie eerste vrug beginsel is vir ons so belangrik, dan is die offers wat ons bring 'n uitroep na God om te sê, soos wat Jesus is, in die opstandingskrag van God, weet ek, het ek die vermoë om u toe te laat, om deur die keuses wat ek doen, my al meer en meer te verander, sodat Jesus die eerste vrug in my gestalte kan kry. So Jesus is die eerste vrug en ek en jy is die res. Maar ons gaan bepaal hoeveel van Jesus in ons in gaan kom, deur die offers wat ons gaan bring. Pastor Tim het 'n uitstekende kort lering hierdie jaar oor die First Fruit, wat vir my so aangeraak het. So gaan kyk 'n bietjie daar op Pastor Tim Cascaden, Christian Tabernacle in Johannes in Amerika, wat deel is van ons alignment. Dit het vir my hierdie jaar nogal baie beteken. Vader, wat 'n voorreg om te weet dat u het u eersgeborene vir ons gestuur as 'n offer, sodat ons mag lewe tot in alle ewigheid. Kom leer ons Heilige Gees deur hierdie Pasouer, deur hierdie Pessach, hoe ons na u moet nader, en kom wys ons in hierdie jaar 2025, hoe u wil hê ons moet tot u nader. En dankie Here Jesus, dankie dat u bloed spreek, dag en nag, dat u bloed tot in alle ewigheid vir ons spreek en nooit die krag kan verloor nie, word verheerlik. Amen. Wat vir my nogal belangrik is, een van die mense het na donderdag met my gepraat en ek het net besef, dit is so belangrik, so ek wil dit hier kom highlight. Daar's 2 stemme wat oor my en jou lewe spreek. In Openbaring 12 vers 11 staan daar, dat die aanklaer van die broers, die vyand, kla my en jou dag en nag voor God aan. Maar die woord van God sê dat die bloed van Jesus spreek elke dag en nag oor my en jou lewe, want die bloed van Jesus kan nooit sy krag verloor nie. Wat 'n voorreg om te weet, wanneer die vyand ons aankla, kom Jesus as ons advokaat met sy bloed en ons is vrygespreek. Mag julle 'n geseënde, wonderlike Pessach hierdie jaar ervaar en mag die Here ons laat groei in kapasiteit